Baie welkom terug, ek is bly jy is hier. Ons lees vandag verder uit 1 Korintiërs 5. Vandag vers 6 tot 8. Verwyder die suurdeeg. Julle groot pratery is nie mooi nie. Weet julle dan nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele mengsel deursuur nie? Verwyder die ou suurdeeg sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is. Want ook ons pasgalam, Christus, is geslag. Laat ons daarom fees vier, nie met ou suurdeeg, die suurdeeg van kwaad en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid. Daar's 'n groot pratery aan die gang in die gemeente daar in Korinte, en dit terwyl die sonde in hulle midde voortgroei soos 'n kanker. Dit is 'n totale weerspreking, sê Paulus. Hoe kan dit wees dat julle so goed van julleself praat, julleself in so 'n positiewe lig sien, terwyl hierdie onsedelikheid in julle gemeente voortgaan? Weet julle dan nie, vra die apostel Paulus. Nou dit is 'n retoriese vraag, so die antwoord word alreeds veronderstel in die vraag, maar hier is eintlik ook ietsie van 'n seer steek in hierdie vraag. Want Paulus sê as dit ware, julle sê mos julle weet, julle is mense wat weet, julle is hierdie Christene wat so ver gevorder is, julle weet so baie dinge, so praat julle groot van julle self. Nou, weet julle dan nie, ken julle nie hierdie basiese eenvoudige beginsel nie? Wat is die basiese ding wat hulle veronderstel is om te weet? Weet julle dan nie, dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele mengsel deursuur nie? Basiese kennis hierdie. 'n Klein bietjie suurdeeg is nodig om die hele baksel te deursuur, die hele mengsel te deursuur. Nou wat is die betekenis van Paulus se beeld wat hy hier gebruik? Die betekenis is dat die sonde soos suurdeeg is. 'n Klein bietjie sonde deursuur die hele lewe. 'n Klein bietjie sonde deursuur die hele mengsel. Nou, my bedoeling is nou nie hier om te sê dat sommige sondes is klein en jy kan maar 'n bietjie daarvan toelaat en ander sondes is groot en jy moet minder daarvan toelaat of iets van die aard nie. Juist die teenoorgestelde. Die apostel Paulus sê, selfs 'n klein sonde, as jy dit miskien as 'n klein sonde sou beskou, selfs 'n klein sonde of 'n klein bietjie sonde, is iets wat die hele lewe, jou hele lewe op die einde van die dag, deursuur, vertroebel, vernietig, is soos 'n kanker wat groei. Wat die Israeliete gedoen het, die Jode gedoen het van daai tyd, is om 'n klein stukkie deeg te bære, sodat dit kan fermenteer. En met 'n volgende baksel, word daai gefermenteerde suurdeeg dan bygevoeg, om die mengsel te laat rys. Maar jy het nie baie suurdeeg nodig nie, net 'n klein bietjie. En daai klein bietjie trek deur die hele mengsel, sodat die hele mengsel op die eind van die dag sal rys. En dit is hoe dit is met sonde. Dis die gedagte hier. Paulus lig dan hier spesifiek kwaad en boosheid uit, nie om te sê dat dit die enigste sondes is wat ter sprake is nie, maar hy sê dis die ou suurdeeg waarvan hy praat, dis die boosheid, dis die kwaad, dis sonde, dis onsedelikheid, ag noem maar op. Net 'n klein bietjie daarvan deurtrek die hele gemeente. As 'n mens sonde los, dan is dit soos aartappels in 'n sak, waarvan een aartappel vrot geword het. En as daai een vrot aartappel tussen die ander aartappels bly lê, dan is daai hele sak later aan daarmee heen. En so maak sonde ook met ons. As daar een van ons is wat die sonde in sy lewe laat woed, en ons spreek dit nie aan nie, en die Christelike tug word nie bedien nie, dan deursuur dit die hele gemeente. In Eksodus hoofstuk 12 sê die Here hoe die suurdeeg uit die volk se midde verwyder moet word, voordat hulle die fees van die Pasga vier. So daar is spesifikasies rondom suurdeeg wat die Pasga betref. En dit lei mens ook af uit hierdie verse. Die apostel verwys na hierdie voorskrifte, as hy sê, verwyder die ou suurdeeg. Dis 'n verwysing na die Ou Testamentiese wette, wanneer die volk die Pasga gevier het. Maar die apostel Paulus maak 'n geestelike toepassing, en hy sê, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is. Moenie hierdie mis nie.
Die apostel Paulus sê, julle is reeds iets. Julle is reeds iets nuut. Julle is reeds die ongesuurde brood. Julle is dit, waarom? Want ook ons pasgalam Christus is geslag. Kyk na die teenwoordige tyd elke keer. Christus het hulle reeds iets gemaak, teenwoordige tyd, hulle het 'n nuwe identiteit, julle is ongesuurde brood. So moet nou nie aanhou om hierdie ou suurdeeg die hele tyd in te werk nie, want julle is nuwe deeg. Hou op om die ou lewe, die ou sondes, die ou kwaad, die ou boosheid te duld, want julle is iets anders, julle het 'n ander identiteit. Die Pasgafees se bedoeling was om die volk te laat terugdink aan wat hulle was, hulle slawerny in Egipte. Daai tyd, toe die Pasga die eerste keer ingestel is, toe moes die volk haastig uit Egipte trek, daar was geen tyd om die brode te deursuur nie, en hulle moes 'n Pasga lam slag, en die bloed van die lam teen die deurkusyne smeer, sodat die doodsengel by hulle huise verby sou gaan, sodat die doodsengel sou Passover, soos die Engels sê, en dis waar die Engelse naam vandaan kom, die fees van Passover. Die doodsengel gaan verby, hy Passover. En die apostel sê, die gemeente is reeds nuut gemaak. Ons pasgalam, die Here Jesus Christus, is reeds geslag. In ander woorde, die Here het ons reeds verby gegaan. Ons is in Christus reeds vergewe. Dit sê Paulus vir die gemeente ook. Die Here het julle reeds in julle sonde verby gegaan. Julle is vergewe in Christus. Julle is bedek, soos die deurkusyne bedek met die bloed van hierdie pasgalam, die Here Jesus Christus. Wat julle was, is nie meer nie. Julle is uit julle sonde slawerny gered. Julle is vergewe. Julle is ongesuurde brood, nuwe deeg, 'n nuwe mensdom in Christus. Nou in vers 8 kom die feestelike oproep, of die oproep van feesviering. Laat ons daarom feesvier. So hier is die opdrag, die sonde suurdeeg moet uit hulle midde verwyder word, want hulle is soos ongesuurde brood en moet nou die nuwe lewe leef. Hulle moenie meer die sondes van die ou lewe, die ou suurdeeg in hulle midde duld nie. Kyk die mooi perspektief hier, kyk die positiewe. Die Christelike lewe is een van feesviering. Ons lewe is een van geluk in Christus. Laat ons fees vier, maar ons vier nie fees met ou suurdeeg nie, die suurdeeg van kwaad en boosheid nie, maar ons vier fees met die ongesuurde brood van opregtheid en, sê Paulus, waarheid. Daarin lê die feesviering, daarin lê die ware fees, daarin lê die ware blydskap. Ons vier fees in opregtheid en waarheid. So, verwyder die ou suurdeeg uit jou lewe uit. En as jy in 'n gemeente is, dan moet ons seker maak dat die Christelike tug daar bedien word, sodat die ou suurdeeg uit die hele mengsel, uit die hele gemeente verwyder kan word, sodat daai sonde nie die hele gemeente deurtrek nie. Iets wat ons moet vashou in hierdie verse is dit, is dat sonde altyd soos 'n kanker woed, al is die sonde in jou oë so klein. Jy het net 'n klein bietjie nodig om op die eind van die dag jou hele lewe te deurtrek en te deursuur. Vader, ons besef opnuut hoe sonde werk en hoe ernstig dit is. Ons besef hoe dit ons hele lewe en ons gemeentes kan deursuur. Ons weet ook dat ons nuut is in Christus. Teenwoordige tyd, nou nuut is in Christus, ons wat glo. Wys ons op die sonde wat ons moet verwyder, help ons om fees te vier in opregtheid en waarheid. Amen.